Jy het al ooit gelees, waar die Bybel sê, moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Wat is dit? Blokkeer die invloed wat God in my lewe het. En solank ek dit doen, kan ek nie groei nie. Nou kom sê Paulus hier, ouens, na jy jouself gegee het vir die Here, dan is die volgende ding, stel jouself oop vir die beïnvloeding van God. Dat God jou manier van dink kan verander. Kyk, as ons tot bekering kom, wedergebore word, verander 'n klomp goed in ons kop, maar nie alles nie. Ons word groot in 'n wêreld met wêreldse denkpatrone en ons dink op 'n sekere manier oor goed. Byvoorbeeld oor, kom ons gee gou kollekte. Dis 'n wêreldse manier. As ek deur God se hart en God se gedagtes leer verstaan, ek eer hom met hierdie fisiese geldoffergawe wat ek gee, dan verander hoe ek dink en dan verander hoe ek optree. En nou sê Paulus, die eerste geheim is gee jouself, die tweede een is, en ek gaan nou maar vir julle die beweging wys. Here, hier is ek gee myself aan u as 'n lewende offer, en dan maak ek net my hande oop en ek kyk op. Here, stap in my lewe in, verander my gedagtes, verander my. Hoe moeilik is dit? Dis nie moeilik nie, maar ons doen dit nie. En Paulus kom sê hier, ouens, as jy egte geloofslewe wil leef, moet jy verstaan, dis waar dit begin. Gee jouself aan God as 'n lewende offer, en laat God toe, gee hom toestemming, nooi hom in, vra hom om jou denkpatrone te verander, dat jy kan dink soos hy dink, kan kyk soos hy kyk, kan sien soos hy sien. Laat jou lyf saam bid, wanneer jy bid met jou woorde. Hemelse Vader, ek erken u as die koning van die heelal en die koning van my hart. Here, hier is ek. Ek gee myself heeltemal weg, net aan u. Kom in my lewe in, verander my denkpatrone, dat ek kan dink soos u dink, en kan lewe soos u graag wil hê. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.